Vandag kyk ons na 'n ongelooflike proses wat doodgewone afval, ja, afval, omskep in produkte wat die landbou heeltemal kan verander. Kom ons kyk dadelik in. Jy weet, ons sien goed soos houtskafels en rystoppe en dink dadelik dis gemors, dis afval. Maar wat as dit nie die einde van die storie is nie? Wat as dit eintlik die beginpunt is vir iets baie kragtiger? Die antwoord lê in twee merkwaardige produkte. Biochar, 'n soliede, superkoolstofryke stof, en dan houtasyn, 'n vloeistof wat propvol goeie goed is. En saam, glo my, bied hulle ongelooflike voordele. Goed, hier is ons plan vir vandag. Ons gaan vinnig kyk na die wetenskap agter hierdie transformasie, dan dieper delf in die twee hoofprodukte, biochar en houtasyn, en laastens, hoe dit alles saamkom in 'n slim besigheidsmodel wat werk. Eerstens die wetenskap. Die proses se naam is pirolyse. En die sleutelwoord hier is bak, nie brand nie. Dis baie belangrik. Ons gaan nie hierdie materiaal in as verander nie. Nee, ons gaan dit transformeer. So, wat presies is pirolyse? Wel, dink daaraan soos om iets in 'n oond te sit. Jy draai die hitte vreeslik hoog op. Ons praat van so 650 grade Celsius. Maar, en hier's die geheim, jy haal al die suurstof uit. So pleks daarvan dat die materiaal brand, breek dit termies af en verander dit in heeltemal nuwe, stabiele goed. Dis die hart van die hele tegnologie. Die proses self is eintlik heel eenvoudig. Jy vat die biomassa, gooi dit in 'n verseelde houer en verhit dit. Dit skei dan in gas en 'n soliede stuk wat agterbly. Daai gasse word afgekoel om 'n vloeistof te vorm en die soliede biochar word met water geblus sodat dit veilig is om te hanteer. En die beste deel, dis ongelooflik doeltreffend. Uit een inset kry jy 3 waardevolle produkte. Die vaste stof, wat biochar is, die vloeistof, houtasyn, en jy kry ook herniubare hitte as energie. Absoluut niks word gemors nie. Goed, kom ons kyk na ons eerste ster van die vertoning, biochar. En ek sê jou, dis soveel meer as net houtskool. Dink daaraan as 'n ernstige opgradering vir enige tipe grond. 16%, daai syfer laat jou regop sit, nê? In onlangse onafhanklike veldproewe het die byvoeging van biochar by grasveld die opbrengs met 'n gemiddeld van 16% verhoog. Vir 'n boer, dis 'n reuse verskil aan die einde van die dag. Nou, die geheim agter biochar se krag lê in sy mikroskopiese struktuur. Kry hierdie. 1 enkele gram, dis minder as 'n teelepel vol, het 'n oppervlaktearea van tot 400 vierkante meter. Dis amper so groot as 'n basketbalbaan in 1 gram. Dis ongelooflik. So daai massiewe oppervlaktearea maak dat biochar soos 'n superspons in die grond werk. Dit hou water en voedingsstowwe vas presies waar die plantwortels dit nodig het. Dis ook soos 'n luukse hotel vir mikroobes en skep 'n tuiste vir al daai goeie bakterieë. En 'n bonus, meng dit met mis en dit neutraliseer reuke en verbeter die grondstruktuur sommer oor die algemeen. So wie is die mense wat dit koop? Wel, die mark is grootliks in die landbou. Melkbore is mal daaroor vir dierebeddegoed, gewasbore gebruik dit direk op hul lande en veebestuurders meng dit by mis om 'n baie beter reukvrye kunsmis te skep. Reg, kom ons skuif nou ons aandag na daai vloeibare neuweproduk houtasyn. Miskien het jy nog nie daarvan gehoor nie, maar is net so indrukwekkend en veelsidig soos biochar. Hierdie vergelyking is perfek. Houtasyn is nie een of ander eenvoudige chemikalie nie. Dis 'n komplekse konkoksie van meer as 200 organiese verbindings. Dink daaraan soos 'n kruiemedisyne. Sy krag lê in hoe al daai elemente saamwerk. Die geheim met houtasyn is die konsentrasie. Gebruik jy dit sterk en gekonsentreerd, is dit 'n kragtige steriliseerder wat slegte organismes in die grond kan uitwis. Maar verdun jy dit, dan word dit 'n groeistimulant wat wortels versterk en jou plante sommer net gesonder maak. En die praktiese voordele is verstommend. Dit maak jou kunsmis meer doeltreffend. Dit kan die hoeveelheid van sekere plaagdoders wat jy nodig het halveer. Dit versnel jou komposhoop en maak jou plante oor die algemeen net gesonder en sterker. Goed, ons het hierdie ongelooflike produkte. Fantasties. Maar hoe maak jy dit 'n lewensvatbare, grootskaalse besigheid? En dit, my vriende, bring ons by die besigheidsmodel. In die verlede was daar maar altyd struikelblokke. Die toerusting was duur, daar was geen betroubare manier om die produk te kry nie, en boere het nie regtig geweet hoe om dit te gebruik nie. Die nuwe model los dit alles op, met sentrale produksie, slim vennootskappe en praktiese opleiding. En hierdie tabel wys presies hoe pragtig hierdie simbiotiese verhouding werk. Elke vennoot gee iets en kry iets belangriks terug. Die industriële terrein kry goedkope hitte. Die houtverskaffer het 'n nuwe mark.
Die boere kry beter grond en hoër opbrengstes, en die biochar-produsent is die gom wat dit alles bymekaar hou. Soos jy kan sien, almal wen. Finansieel staan die hele model op 3 bene. 1. Die verkoop van die biochar self. 2. Die verkoop van die oortollige hitte wat gegenereer word. En 3. Die verkoop van koolstofverwyderingskrediete. So dis 'n gediversifiseerde, sterk finansiële model. Op die ou end is dit wat hierdie idee so kragtig maak. Jy vat iets wat almal as 'n probleem gesien het, 'n stroom afval, en jy bou 'n hele selfonderhoudende waardeketting daarom. Dis briljant. En dit laat 'n mens met 'n uitdagende gedagte. As ons dit met houtskaafsels kan doen, watter ander organiese afval lê daar buite en wag om in 'n wonderproduk omgeskep te word? Die potensiaal is regtig enorm.